Sal jy, dankie Andrie. Vader, ons kom in mekaar in die naam van Jesus Christus, om U naam net groter en groter te maak. Dankie vir die wonderlike lentedag, vir die vars lig wat 24 uur dag beskikbaar is. Net soos wat U tot in ewigheid met ons is. Dankie vir die genade wat tot ewigheid dien. Dankie dat ons hier is om brood te breek, om waarlik spys en waarlik drank vir ons gees te kry, dat ons net groter en sterker word in U, onder onsself en nie meer en meer in U. Dankie vir die genade op genade, bid dit in Jesus se naam. Amen. 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 Here nou, die hele week praat hy my oor vriendskap. Dis gister daar gepraat in die noorde. En is elke dag helder of duideliker vir my nie, dat ons moet in vriendskap met God kom. Amen. Maar die wêreld daar buite gaan jou gas gee, of jy nou daarvan hou of nie. Jesus sê dit my eerste gehad. So is nie, ons is nie op die aarde om 'n populariteitskompetisie deel te neem. Ons is hier om 'n verskil te maak. En om 'n verskil te maak, moet jy partykeer stroom opgaan. Dooie visse gaan stroom af, hulle kan niemand nie. Die bulle wat opgaan, wat teenstand beleef. En daarom moet jy by Jesus se voete wees om krag te kry. En ek dink Job is 'n ou wat iets geskryf het. Ek ken nie presies die tyd wat hy gesukkel het nie, maar ek het voor is omtrent 6 maande, toe word hy die rykste op die aarde. So as jy Job se bediening het, moet dit gou verbygaan, 6 maande. As jy 2 jaar op sy bediening is, jy verkeerde ou se bediening geval. So Job 22 vers 21 en 22. Sien vir ons lees. Job 22. Vers 21 en 22. Net 2 verse. Sluit tog 'n vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal jy goeie dinge oor jou kom. Neem tog uit sy mond onderrig aan en lees sy woorde weg in jou hart. Okay, vriendskap met God. Nou, as jy 2 Kronieke 20:7, Abraham was 'n vriend van God. En God het niks gedoen voor hy nie met Abraham gepraat het nie. En deur die eeue heen, tot in Openbaring, word altyd verwys, Abraham, die vriend van God. En baie is kennisse van God. Jy weet van God, jy praat oor God. Weet, as iemand God se naam kry, kry jou gesig so godsdienshouding. Maar jy is nie God se vriend nie. En 'n vriendskap met die Here, moet jy weet, in die hemel gaan jy vir ewig saam hom wees. Soos iets wat ons nou aan moet werk. Dis iets wat jy nou aan al moet hê. Want ek kan onthou dat Catherine Koeman eendag Jesus se hande geteken. En toe sy die prentjie sien, toe sê sy, "You've done him an injustice. I know him. I hold his hand many a time. I will show you how his hands looks." Want wonder 'n ou, weet, wat is die diepte en hoe naby mag jy aan God kom? Jy mag so naby aan God kom soos wat jy wil aan God. Nou, as jy in 2 Kronieke 20:7 Het u, onze God, nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uit verdrywe en vir altyd aan die nageslag van Abraham u vriend gegee nie? Nou Abraham is God se vriend. Nou in Psalm 119 vers 11 sê, "Your word have I laid up in my heart, that I might not sin against you." Hy sê, "Blessed are you, O Lord, teach me your statutes." Hy sê, "With my lips have I declared." Hy sê, "And counted all the ordinances of your mouth. I've rejoiced in the way of your testimonies, as much as in all riches. I will meditate on your precepts, and have respect to your ways, the paths of life marked out by your law. I will delight myself in your statutes. I will not forget your word." As 'n ou, jy kan 'n hele stuk van dit lees. Psalm 119 is baie op God se woord gerig. Maar die geheim is, as ek jou vriend is, en my laaste wil en testament gee ek vir jou voor ek doodgaan, en jy is waaragtig my vriend, sal jy gaan doen wat ek jou gevra het. Want jy is my vriend. Nou wat is God se laaste wil en testament, wat hy ons gegee het? Nou hy het dood gegaan, maar hy het uit die dood uit opgestaan, en hy lewe vandag. So al wat ek en jy het, is sy woord, om sy laaste wil en testament te doen. Nou jou sukses op aarde gaan afhang van jou toegang tot goddelike krag. As jy nie goddelike krag het,
het jy maar akademiese kennis. Nou akademiese kennis is nie baie werk nie, omdat dit skuif nie aarde nie, berge nie, dit verander nie kontinente nie. Dis maar iets wat plaasvind op 'n plek. Maar om goddelike krag te hê, moet ek met goddelike goed in aanraking kom. So ek wil vir vrou lees my Spreuke 14:20. Ons kyk net 'n bietjie na vriendskap. 14 vers 20. Ja, Spreuke. Die arme word selfs deur sy naaste gehaat, maar die vriende van die ryke is talryk. Lees hom weer. Die arme word selfs deur sy naaste gehaat, maar die vriende van die ryke is talryk. Nou hulle sê, as jy wil weet hoeveel pelle het jy, moet jy niks hê nie, en dan bly jou pelle oor. Het die manne wat parafin vat, sy yskas oopmaak, 6 bure, hulle is daar. Terwyl daar kom en die bure is klaar, is hulle ook klaar. Kom, hulle kom vir bymotiewe na jou toe. So as jy baie geld het, jy baie pelle. Die Engels sê dit nogal mooi. Ja. The poor is hated even by his own neighbor, but the rich man has many friends. Dis so waar. Psalm 15, vers 2 tot 5. Check net 'n bietjie vriende op. Jy weet, 'n mens word geken deur jou vriende nie. Jy dink 'n ou sou kyk tot jy sy pelle ontmoet, dan kom jy agter dat iewers 'n kraak in sy stelsel. So jou vriende is baie belangrik. En daarom kategoriseer jy jouself. Jy sal sien as jy begin vriende met God is, sal jy heilig word. Wat beteken wanneer 'n ou heilig is? Jy raak geïsoleer. Jy is nie meer tussen die wêreld se gedruk en gestoot en geskuif. Jy neem nie meer deel in armoede en sukkel, want waar jy is oorvloed. Waar jy is goedheid en guns. So, ek wil dit gou vir jou lees in Spreuke 8. Gaan nou by dit kom. As jy vers 17 lees, hy so, I love those who love me, sê Jesus nie, and those who seek me early and diligently shall find me. Riches and honor are with me, enduring wealth and righteousness, uprightness in every area and relation, and right standing with God. My fruit is better than gold, than refined gold. Hy sê, and my increase than choice silver. En dan sê hy, maak jy jou skure vol, en kyk na jou. So, ewig houdende rykdom is by God. Nou ek weet Godsdiens wil dit altyd geestelik maak. Maar as God in Efesiërs 1:3, lees by Efesiërs 1:3. Maar jy moet onthou nie, om 'n vriend te hê wat 'n heelal geskape, dink ek is nogal 'n nice ding om te hê. Nee? Nou se pelle wat hardop bly is gewen en so. Maar jy hoop nie dit om ooit nodig nie. Maar ek meen, Jesus is 'n vriend. Ek dink is die mees winsgewendste vriend om in jou hele lewe te hê. Want is 'n vriendskap wat eons vir tyd gaan hou. Baie was goeie pelle, maar toe klok sy pel uit. Daai ou wat 100 was ontmoet. Hy het al sy pelle oorleef. Hy het toe op die einde gegaan. Hy het op 103 toe quote hy hieronder. Maar hier is ons op die aarde, ou. Ons het 'n keuse vandag om 'n lewe te hê van blydskap, van vriendskap, van voorsiening, van beskerming. Efesiërs 1:3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemelse in die hemel in Christus. Okay, nou, wat beteken dit? As jy met die geestelike geseën is, waaruit is die fisiese geskep? Uit die geestelike uit. So alles wat jy vandag met jou oë buite sien, Hebreërs 11:3. Want dan Jesus, as Jesus vir jou vra, kom, laat ek jou goed leer. Ons het gisteraan by 'n plek geëet waar 'n chef kos gemaak het. Interessant nie. Jy moet, ek dink nie vrouens sal so kan kook nie, maar hulle die hele dag kook, jy sal nie ken nie. Hulle kook, hulle prep jy goed vir 2 dae, en dan kom jy een shot daar eet, 4 ure aan mekaar. Dit is wild, ek is nie gewoon so eet. Maar as jy vandag dink, daai chef gaan nie haar geheime vir jou leer nie. Maar God sê, ek leer jou al my geheime, as jy wil kom luister. Nou Hebreërs 11:3, gee vir jou insig oor die geesrelling. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan uit sy uitsienlike dinge nie. So wat jou oë sien, is geskep uit wat nie gesien kan word nie. Nou wat het jy vandag nodig? Want dit kan geskep word uit die onsienlike realm
na die sienlike toe is God jou leer. Ons kan een oggend daaroor praat. Maar jy het alles in jou hande wat jy vandag nodig het. Jy moet net weet hoe om dit te maak. Dis soos kos in jou huis. Dis 'n bestanddele. Soos jy besig raak, gaan iemand dan nou eet. Weet, 'n goeie vrou klap 3 goed bymekaar en dan eet hulle. Want dis wat sy doen. Maar jy as kind van God het al die ingredients van die hemel op aarde. Maar jy kry die goed nie gemaak nie. Jy sukkel as jou middelnaam. Nie so wees nie. Daar moet 'n ander proses in jou kop inskop sodat goed tot stand kan kom. Sodat mense kan glo dat God lewe. Een van die groot goed nie, vers 6. Een van jou dinge met verhouding met God is om in geloof te wandel. En sonder geloof is onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en in 'n beloner is van wat hom soek. Alraai, nou sê nie jy het 'n pel wat nie gym is nie, en jy gym baie. Hoe lyk julle? Sterk. Julle knoppe op plekke waar ander as die plek het. Hoekom? Julle stoot eisters rond nie. Hoe lyk jy as jy in jou pel heeltyd parafien vat? Jy kry later in sy whisky velletjie, hoekom? Want dis waar jy opry. Jou lyf wys waar karring jy rond. So hoe gaan jy lyk as jy heeltyd saam met Jesus rondgaan? Jou gesig gaan blink. Jy gaan in rus en vrede wees. Niks gaan jy upset nie. Hoekom? My pel kan alles doen. My moed is tierwarm. Nou wie is jou moed? Sy naam is Jesus. Godsdiens. We're a church on fire. Nee, toe. Jesus kan enige iets doen. En dis wat jy, as jy vermoere dit verstaan, sal klop goed verander. Hoe pak jy 'n dag aan sonder dat Jesus nie die kern van daai dag is nie? Jesus kan vir jou presies sê wat jy vandag gaan maak. Wat kan jy maak? Wat kon jy gehad het? Baie ouens het dae verloor, weke verloor, leeftye verloor. Wat jy het nie geweet nie. Jy's te kort vandag, want jy het nie deelgeneem in die volheid nie. Jy het deelgeneem in die probleem. Jy het nie gedeelgeneem in die oorwinning nie. Jy het deelgeneem in die soektog. Ouens soek, baie is besig om te soek. Spreuke 19 vers 4. Ek sê Spreuke 17 lees. As jy moet lees. Hy sê so, a friend loves at all times and is born as is a brother for adversary. Nou vriend het jou lief ten alle tye. Jy het nie mooi weers vriende nie, wel. Baie ons is 'n mooi weers vriend. Is soos die bank, staan by jou deur dik en dan is 'n dik by hulle en dun by jou is droppel hier. Sy useless bedryf. Maar 'n vriend het jou lief ten alle tye. Of wat goed met jou gaan of sleg met jou gaan. As die wêreld uitstap, stap jou vriend in. Amen. Dis so dit is. En 'n vriend, die Here sê hier so 'n broer is gebore om by jou te wees in die dag van moeilikheid. Dis hoekom maar boeties is. Anderhous gaan nie verstaan nie, maar jou boet gaan verstaan. Hoekom? Julle ken mekaar. Jy deel jou diepste geheime met jou vriende. En dis een groot ding, jy kan dit begin beoefen as jy in 'n huwelik is. In 'n huwelik deel jy met jou vrou geheime. En daarom mag vrouens nie praat oor wat hulle in geheimenis met hulle mans doen. Vrouens wat se tonge los is, het nie goeie verhoudings met hulle mans nie. Selfs met ons en God. God deel goed met jou. Jy mag nie alles deel wat God vir jou sê nie. Hoekom? Want dit is geheim. God sê vir Daniël, sluit dit op tot die einde toe. So as Daniël jy was dit dalk nou nie 'n rapport se voorblad gewees. Want jy kon nie 'n mond hou nie. Nee, dis geheimenisse. En jy sal sien, hoe meer betroubaar jy is in geheimenisse, hoe meer gaan God aan jou toevertrou om vir jou te sê. Want daar's groot goed wat kom. Ek sê vandag vir die wêreld is op 'n pad besig om 'n produksie te lewer van 'n anti-kris, iets wat teen God is. So ons wat by God is, moet so naby aan God wees. As hy basyne blaas, is ons weg. Eerste dag. Ja. Maar dan moet jy by die Here wees. Dis soos Elisa. Toe Elisa vir Elia sê ek wil 'n dubbel van jou salwing hê. Toe sê Elisa sê vir my om te gee nie, maar as jy my kan sien wanneer ek opgaan, dan sal dit moontlik wees. Dan sê Elia vir Elisa bly. Dan onthou hy, ek moet hom sien gaan, so ek moet hom dop hou. Dan sy heeltyd saam met hom. En toe die 4 perde kar hom vat, toe val die mantel op.
So as ons by God is, kan groot goed gebeur. Amen. Groot goed ou. Weet ouens bid daarom sukkel met geld. Waar is Jesus? Nee man, ek meen nou oor Jesus praat. Ek wil nou. Daarom bid vir my, ek is siek. Waar is Jesus? Nee, asseblief bid vir my. Hoe kan jy siek raak as jy by Jesus is? Die mens. Ja, ons sal Sondag weer kerk toe gaan. Dink jy die Here sit daar in die kerk en teerling tot die manne indraf? O, as julle het omstouters, jy was stout. Die Here is heeldag by om met 'n vriendskap wees, sodat dit goed met jou. Job het gesê, sodat goeie dinge oor jou kan kom. Hoe groot is die beste ding wat oor jou kan kom? Is R1 miljoen 'n goeie ding? 'n triljoen? Ja, luister, die ouens se koppe nie. Godsdienst vat jou weg van die aksie af en sit jy in die biblioteek. Anders jag karre, ry perd, jy sit net 'n boek lees. Hoekom? Nee, ons kan nie daar gaan nie. Wat het Jesus gekom? Sodat jy lewe in oorvloed kan hê. Wat beteken oorvloed? En nou laat ek stop vir nie. Wat beteken as jy oorvloedig is? As jy nodig het in jou hande. Voor jy dit nodig het. Lees gou Matteus 6 van vers 30. Want jy sien wanneer 'n ou weet wat jy in Jesus het. Ons sing 'n liedjie nie. Wat 'n vriend In Jesus. Nou wat beteken dit? Môre breer. Het jy nie vir my snytjie brood nie? Ja. Dis die mens. Nee, wel. Jy moet weet wie Jesus is. Ek dink godsdienst het Jesus se onreg aangedoen. Ja. Waarom? Want God is nie godsdienstig nie, God is liefde. God is vrede. God is voorsiening. Wragtig, ja. Maar ek het dan hier 'n tekort. Nou kry God betrokke. Hoe kry jy God betrokke in jou besigheid vandag? Hoe kry jy God betrokke? Begin saai. Jou pel het vir jou gesê, as jy saai sal jy maai. Sê nie jou pel is 'n boer, jy weet niks van boerdery af. Jy hang een seisoen met hom rond. Jy's 'n topboer. Hoekom? Ek sien wat doen die topboere. Ja. Disippels is gewone vissermanne wat 3 jaar saam Jesus rondhang. Hulle trek daar los en skud die wêreld. Gewone vissermanne wat saam Jesus was. Handelinge 4. Manne wat geen geleerdheid gehad het nie, wat niemand kon vasvra nie. So die Here het vandag groot en ondeurgrondelike dinge nie. Lees gou vir my, waar is jy nou? Matteus 6. Lees van vers 30 af. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Ja. Daarom moet julle nie kwel nie, sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want hulle het die hemelse Vader weet dat hulle hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal julle bygevoeg word. Kwel nie dus oor die dag van môre nie, want môre sal vir sy eie dinge kwel. Elke dag het sy eie kwaad. Hy ding is nie, mag nie kwel nie. So as jou kop leer, want hoe jy is hoe jy dink. Nee, onthou, hoe jy dink, so jy is. So as ek vandag dink, gaan swaar met my, het ek 'n swaar dag. As nog niemand ooit vir jou gesê, dis God wat die groot goed release nie. Lees gou vir my Romeine 2 vers 4. Jy moet dit verstaan, want in die ouens se kop is die Here vir jou nul werd. Wanneer jy die Here soek, jy op die hospitaalbed lê. Is dit 'n goeie tyd om God te soek? Nee, maar die ouens daar soek hom, ja. Oom bel my, daarom, oom Joyce is in die bed, 'n laksman het hom gebyt of iets. So in jou hart, die Here wil jou groot, Jeremia 3:3, hy sê ek wil jou groot en ondeurgrondelike dinge wys. Hoe groot is die dinge wat God jou gaan wys? Groot, ou. Die Here het my al goed gewys dat ek huil. Stap Elise in die kamer en vra Elise my, wat gaan aan? Sê Jesus, dit is groot. Ek kan nie praat nie, is te groot. Die Here kan jou soveel goed wys, die res van jou lewe huil. Hy wil dit ook nie. Jy moet bly wees. Ek sit gisterand toe daar nie aan daai tafel sit en eet, dink ek in my hand, mens maar net, ek dink altyd aan Jesus. Hoe gaan die groot banket wees as jy die hemel haal en jy gaan daar deur die poorte en jy check,
daai gedekte tafel, die engele staan gereed om jou te bedien. Die kook over 2000 jaar. Ja, can you imagine, né? Wat 'n proe. Ek meen jou oë gaan vol trane skiet, jy goed net proe. Dit net ryk kapie om hoekom, dis so great. Dan was dit die Jesus wat ons op die aarde aan, ons weet nie, ons dink as 'n decoy sin toe gestuur. God is groot. Amen. God wil jou die grootste maak wat jy ooit nie eens geweet het moontlik is om jou so groot te maak. Sê, lees gou daai ene. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en die verdraagsaamheid van lankmoedigheid, Ja. omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God tot jou bekering wil lei nie. God se goedheid. Ek sien baie ryk ouens nie. En dan tref hierdie skrif my. Dat dit gaan so goed met 'n ou dat God deur sy goedheid jou wil red. Dit gaan so goed met jou dat jy kan net sê, Here, dis nie ek nie. Maar baie mense se gedagtes is met 'n strykyster gebrand, sê die Bybel. Hulle kan nie dit oplet. Dis God se goedheid. God se goedheid. God se goedheid wat jy wil bless. Nou laat jy vandag toe dat God se goedheid oor jou mag kom. Al wat jy moet doen, ja Here, ek vat. Sal jy dit genuine vat? Ja Here, ek sal dit vat. Nee Here, ek hou van werk nie. My familie gaan dink ek sê lekker as ek nie werk nie. Maar werk vir my. Hoeveel ouens werk vir God? Baie goed. Ja, dan sit hy by die huis nie. Nee, hy werk vir die Here. Ek sê soms jy vir my gewerk het, sê ek jou glad nie. As jy vir God werk, is jy besig om vir hom te werk. Hoe doen jy dit? Weet jy dat Jesus jou liefhet? Meeste ouens nie tel al rond, ander ou staan stil. Dis hoe jy werk vir God. Ou vra eendag vir my werk vir die Here, ek sê stap saam met, klop in die ou se deur, hy sit nou daar in die kar. Sak die deur op. Ek sê, do you talk to God? Do you talk with God? Or not at all? Hy sê, not at all. Ek sê, would you like to talk to God? Hy sê, please. Ek sê, pray after me. En die meer aan trane loop het so uit. Die ou sê, is dit al? Ek sê, ja, dis al. Moes net lief van hou. Dis hoe jy vir God werk. As iemand by 'n tol sit, sê die Heilige Gees vir hierdie vrou, gaan deur 'n baie swaar tyd, stel haar aan jou vriend voor. Ja, Jesus ontmoet. So dis hoe dit werk. Ou. Ons sit op aarde met een shot in die tyd gaan uithardloop. En wat het jy daai hele shot gedoen? Mammon gejaag. Lees gou Lukas 16:10. Jy moet dit verstaan vanmôre. Daar's 'n vriendskap by God. Hulle sê jou aftree is great. Maar nie net jou aftree nie. Jou intree is great. Jou lewe is great. Alles is great. Terwyl die wêreld in 'n storm is jy in vrede. Men Rob die vlieg môre vandag terug Amerika toe. En hulle bid dat die orkaan wat daar is, nie so sal wees dat die vliegtuig nie kan land nie. Oral is goed aan die gang. Ons orkane, Haiti is getref deur en ons het lekker in sonskyn Suid-Afrika. Want waar jy is daar vrede. Hoekom? Want jou vriend Rani Universe. I mean, Jesus lê op die boot saam met die vissermanne. Hulle skep. Hy snork, hy lê nie daar. Maar kom wakker man, ons gaan versuip hierso. Toe Jesus opstaan, hy het niks gesê, net vir die wind gaan lê en julle klein gelowiges slaap verder. So Jesus saam met jou. As jy dit verstaan, leer jy. Kom ek vra dit vandag vir jou. Het God jou al geleer, hoe is jy die baas van 'n biljoen? Of is jou kop gestop hier, hier's 'n sluys ingedruk deur die duiwel. Lees gou 2 Korintiërs 4:4. Gaan eers Lukas 16 is. Ek kan ja, 16. 16. Hy wat getrou is in die minste is ook groter getrou en hy wat onregverdig is in die minste is ook in die groot onregverdig. So raak getrou in die min vandag. Nie môre nie, vandag begin saai. Die oomblik as jy begin saai, gaan jy begin maai. As jy nie tevrede is met wat na jou toe kom nie, kyk wat van jou af uitgaan. Kyk. En jy sal begin saai en nooit op 'n oes nie. Hoekom? Jou vriend het jou geleer. Wat God sê, is hoe dit is. Wat ander ou sê is 'n redenasie verder. So God sê, saaityd en oestyd. Wanneer gaan jy daaraan deelneem? Want dis hoe dit werk. Maar baie sukkel nie, maar hulle handjies is toe nie. Ja, vir ou iets traag gee wat se hand so lyk.
Jy koets heeltyd, want nou nog nie raak 'n bossie bene kry, hè. 'n Man, 'n ou sit eendag en hy gaan sy kar teruggee en hy sê vir my bid vir my, ek sê nee, ek gaan nie vir jou bid nie, ek vra hom iets te doen. Ja, wat? Want hy wil sy kar terugvat, hy het hom nie betaal nie. En ene dink mos is jou kar, hou hom opbetaal as jy wie se kar is, daar draf aan die mannetjie op. Ek sê as jy die kar teruggee nie, hou jou hand oop. En dan sal iemand 'n ander kar sleutel in jou hand insit. Hy sê nou gee hy die kar se sleutel terug, maar hy hou sy hand. Toe lei sy voor nie. En iemand bel hom en gee hom 'n beter kar as wat hy gehad het. Hy het die maandag by my kom getuig. Want daar's mos 'n aksie. En wat van 'n ou vat jou kar en jy hou jou hand so oop? Dan gaan hy wonder, hy gaan self wonder wat aangaan. Dan kyk hy rond, dan kyk jy ook rond. Want my hand is oop, wel. Iets gaan nou weer. Hulle wil iets sê. Jy moet so, geld gee. Was jy Jesaja 41:8. Ja, maar as jy dit kan onthou, 2 Korintiërs 4:4. As jy kan onthou nie, dat daar vir God op aarde mense is wat sekere arenas bestuur. Is daar triljonêers op die aarde? Okay, en biljonêers? So dis moontlik. Hoekom nie vir jou nie? Is jou van verkeerd gespel of het jy 'n verkeerde naam gegee? As daar biljonêers is, mag jy een word. Amen. Het jy al jou vriend gevra? Wat sê hy? In training. Luister, hier's 'n goeie antwoord. Hy's 'n miljonair in opleiding. Anders is 'n miljonair opleiding in sukkel. Ek meen jy sukkel al so weer, maar nog meer leer sukkel, jy. Het jy al genoeg geleer sukkel? Nee, ek het nog so 2 jaar kursus oor. Dan gaan ek sukkel afskryf. Dis iets anders kind. Nee man, jou hart, ek wil hê jy moet vir jouself van vermoere. As daar biljonêers is, mag ek een word. Ja, jy moet dit besluit. Lees gou 2 Korintiërs 4:4. Naamlik die ongelowiges in wie God van hierdie wêreld se sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn. So as God se lig nie op jou hart skyn en jy verligte oë van jou verstand het, want jy sien ek dink baie in se koppe nie, moet in 'n lyn kom waar jy weet dat ek moet aktief betrokke raak aan siele wen. Dis waar jy moet wees. Hoe gaan jy daar wees? Want ons sit nou beplan en volgende jaar het ons 'n meeting, as paar plekke. Van die plekke vra R175.000 'n dag. Nou vra ek jou, daarop nie waar nie, ek sal 10 dae spons, vir 'n voorbeeld. Dis hoekom jy finansiëel 'n plek moet wees. Daar's weeshuise wat nou 10 miljoen rand nodig het om kos te hê. No problem, ons het 'n biljoenêr hier. Hy is sommer sy 10 is genoeg vir dit. Jonkie Chow sit met 50.000 miljonêers in sy besigheid. 50.000. Geen probleem nie. As jy iets nodig het, hey biljoenêr, no problem. Gooi gewoon 10 hier in, sorg dit uit. Want God het jou vermoë en talente gegee. God het jou vermoë gegee om wat mee te doen. Om die goddelikheid aan te wend, om in 'n sukkelbedryf te wees. Want godsdienst sal jou laat ewig sukkel. God wil hê dit moet goed met jou gaan. Johannes 10:10. Ek het gekom dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Psalm 84 vers 11 in die Engelse Bybel, ek dink 12 Afrikaanse Bybel. Lees hom gou 'n bietjie. Wat is dit? Psalm 84. God sal geen goeie ding van jou weerhou nie. En ek weet, jy raak irriteer vanmôre nie. Mense wil nie hê dit moet goed met hulle gaan. Dis eintlik jammer. As ons dalk 'n kerk begin, die Rotterdam kerk, jy instap, sakkie 6. En dan ja, hulle leer ons waar pas ons in nie. Ons ouderlinge is latswaaiers. As jy ou instap sak hy. Psalm 84 vers? Van vers 11 af. Want 'n dag in voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in tente van die goddelose. Want die Here is God, 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal goeie nie
Hy sal die goeie nie onthou aan die wat onregverdig wandel nie. Nee, hy sal die goeie nie onthou aan die wat regverdig gaan. So God sal die goeie nie van jou weerhou nie. Nou word die goeie vandag van jou weerhou. As dit is, bestraf die duiwel, nie God nie. Maar spring in 'n gebed in. Jy moet in 'n rebuke inspring. Uit my finansies, uit my huis, uit my verhoudings, uit my toekoms, uit my familie uit. Vandag in Jesus naam. Amen. Hang die duiwel daar rond die lapkop en wat nee, hulle het my uitsetbevel gegee. Kan nie meer daar bly nie. Een van die goed wat die Heilige Gees my gewys het, en Ja. een van my nuwe besigheid wat op Hooggenet is. Ja. En jy het ook al baie keer daar gepraat. Die Here maak vir jou deur oop. Maar nou wil jy staan en stry met hom. Ja, nee, maar hoekom? Dis nie regtig my lyn nie en. En terwyl jy staan en stry, loop iemand anders deur en hy vat. Hy val. Dus jy moet vat wat vir jou oopgemaak word en werk daarmee. Dis hoe die Here vir jou die talent gegee het. Die boere sê, 2 veg oor 'n been en die derde een loop daarmee heen. Dit is waar. 'n Mens moet wat God vir jou gee aanpak met geloof in hom. Jy gaan nie altyd reg wees wanneer dit kom, maar jy gaan dit reg deurvoer. Hy sê in Jakobus 2 vers 23. Hy sê, and so the scripture was fulfilled that says Abraham believed and adhered to, trust in and relied on God. And this was accounted to him as righteousness. Hy sê, as conformly to God's will in thought, deed. And he was called God's friend. Sal jy jouself vandag toewy, inrig, inpas, oplei met God se wil in jou lewe? Sal jy? Okay, hoekom doen jy dit? You're the giver, man. As jy groot inkom, gaan dit. Hoekom? Ek is maar net 'n kanaal van God se heerlikheid. Die oomblik as jy dit begin doen, begin goed losbars. Weet ek het nou by 'n plek waar ek en ouens gee iets by die Here sê saai dit. Nou as jy so sin, jy met die hand uit, los nou. Los. Jy wil dit uit. En ek gee dit net. Nou wonder ek, okay Here, hier is nou 'n tolorder, wat gaan jy doen? Maar ons net die kar, sê was in die kar. As dit net begin ry, bel 'n ou my van die Kaap af en saai R50,000 by my. Dat ek traan in my en sê, Here, het sê jy, you see nothing yet. Stick with me, I'll make you famous. Nou, Jesus, Amen. dan wonder jy, weet jy wat geleer het jy so klein was? Lees bietjie Jakobus 4:4. Die Here is God. Weet jy wat is dit as 'n ouer God is? Het jy 'n klou wat dit is? Many disciples stap saam met Jesus. Ek dink hulle moet massive tye gehad het. Want Johannes 21 sê vers 24, as alles opgeskryf was wat Jesus gedoen het, sou die hele wêreld die boeke nie kon huisves nie. Johannes 14 vers 12. Jy sal groter dinge doen as Jesus. Van wanneer af? Van wanneer af? Van wanneer af? Van wanneer jy ja sê af? Ek meen as ek jou biografie skryf, gaan ons 2 hoofstukke vol kry, of 10 of 'n boek, dan is jy klaar. Nee, ons moet hierdie kamer vol boeke kry. Ons moet Pretoria vol boeke kry, want jy het toe Jesus ontdek in jou lewe. Toe het Jesus ontdek, toe gebeur dit. Was die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ja, die visie en IC. Lees gou. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vyand, vriendskap van die wêreld, vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Vriendskap met God, vriendskap met die wêreld. Want baie ouens weet van God, maar hulle is eintlik 'n vriend van die wêreld. Want jou geluk is op die parafienkar, dis hoekom spirits is. Ja, lees die bottel staan spirits. Wat gebeur as jy daai sous begin vat? Spirit. Dan raak jou spirit gecharge. So ek wil jou vanmôre uitdaag nie. Vat hierdie week wat voor lê en begin 'n vriend van God raak. Amen. En kyk, Jeremia 33, lees hom gou. En ek wil gou lees in Exodus terwyl hy so toe bly 33. Moenie eendag sien in die hemel kom spyt wees omdat jy die Here op aarde gemis het. Want baie dink dis hoe God is. Nee. Ja, God het vir elke ou 'n taak. Baie ouens hang rond in ander ou se take en kom nooit by jou taak uit. Want jy hang rond, is soos
visse wat agter die haie aanswem. Jy vreet nie die goed, die skraps wat hulle oorlos, vat jy. Of soos die 2 vlooie wat onder op die koppie staan. Toe sê hulle, we're gonna walk and take a dog, en dan ry hulle hom op. Jy kan vandag 'n lewe van God release, want die aarde het jou nodig. Ek sê vanaf jou, 80% mense gaan nie kerk toe. Julle het dit geweet. Regtig. Maar ons moet Jesus na die mense toe vat. Daar waar die ou sit, daar het hy Jesus nodig. Daar waar die ou op pad hoerhuis toe, moet hy gou Jesus ontmoet, dan verander hy. Ek het ou na die Here toe gelei wat op pad was om selfmoord te gaan pleeg. Het 'n ou na die Here toe al gelei wat hy wou sy pa gaan doodmaak. Neem Jesus aan, heil, lewe in orde. Lees gou daai ene. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Groot en ondeurgrondelike dinge. Hy sê in Exodus 33 vers 11, and the Lord spoke to Moses face to face, as a man speaks to his friend. Moses returned to the camp, but his minister Joshua, son of Nun, a young man, did not depart from the temporary prayer tent. Hoekom? Want God was daar. Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up this people. En gaan hy aan, want God was moeg vir hulle nie, na hy kalf gemaak. Toe wou hy 'n engel saam met hulle stuur. Toe sê Moses, Here, gaan lees tot by 15. Ek gaan nie hiervan af trek, as u nie saam met my trek. Nou sê 1 Johannes 4 vers 4, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Nou as die God van wonderwerke binne in jou bly, jy sy beste vriend, wat is die kans hy sal 1 wonderwerk vir jou doen? Wat is die kans hy gaan vir jou 2 wonderwerke doen? Wat is die kans jou hele lewe word 'n wonderwerk? We live in the atmosphere of miracles. Hoekom? But God. Maak sy naam groot. Waar jy loop manifesteer wonderwerke, dan moet iemand by jou wees, die wonderwerkende God van die heelal, wat met ons vriende geword het. As jy dit vanmôre kan verstaan, dan gaan klomp goed in jou lewe verander. Moenie dink, as iets voor jou is, dis onmoontlik. Jou hore, nee, dis onmoontlik. Ken jy Jesus? Ja, maar dit bly nog onmoontlik. Nee, dit raak moontlik, wat God sê, dis moontlik. Lees gou Markus 10:27. Dan kan ons bid. Dink so langs een vir julle behoefte het vanmôre. Sort ons om uit. Maar Jesus het hulle aangekyk en hulle geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want alle dinge is moontlik. By God is alle dinge moontlik. Alright, nou in jou kop, dis hoe dit werk nie. Eenvoudige graad 1. Ek leer die ouens altyd graad 1. Graad 1 sê God is goed, die duiwel is vuil goed. Graad 2 sê God's baie goed, die duiwel is baie sleg. Graad 3 hoe neers, God is net goed, die duiwel is net sleg. Amen. Ja, maar jy moet dit verstaan. So as dit so is, die loon van die sonde is die dood. Romeine 6:23. Maar die ewige lewe is in Jesus Christus. So jy hoef nie net fisies dood te gaan. Baie ons gaan finansiëel dood. Baie ouens gaan in emosie dood. Hoekom? Jy het seer gekry op een of ander verhouding en nou is die emosie nie meer lekker nie. Nee, Pel, waar jy is, lewe emosie, lewe finansies, lewe voorspoed, lewe oorvloed, lewe voorsiening, want dis die God wat jy aanbid. Soos God met jou praat, my seun, my kind, raak ontslaaf van dit, raak ontslaaf. Ek sê, my vrees vir mense het ek oorkom toe ek mense begin druk. En dit was net taf die eerste keer. Ek het nou 'n paar boere wil jy nie druk hier, dan tackle ek kom. Hoekom? Ek moet 'n ou druk. Probeer dit bietjie, druk mense. Want God het tog gesê ons moet lief wees vir mekaar. Hoe sal die wêreld weet dat hy gekom het? Deur ons liefde vir mekaar. Jy moet check sy Indiër sy hand uitsteek en jy druk hom. Sy hand was te ver uit. Hy kom nie onder jou uit nie. Ouens wil tel nie. Die manne wat voor staan by die deur. Ek groet hulle, kom met jou, jy wil druk kom. Hulle kom soek my op. Where were you yesterday? Almal wil gedruk word. Ek het eendag stap by 'n kar wag. Toe gaan druk gekom, toe sê hy vir my, it's the best thing anybody ever did to me. Try bietjie.
As jy deur 'n plek ry waar 'n sekuriteitsplek is, klim uit, druk almal daar, dan klim in jou kar. Hulle gaan die kar nie help, hulle gaan daar. Iets moet verander. Amen. Wie moet verander? Jy moet verander. Vra hy eendag, my man is so, ek sê goeie nuus. Wat is dit? Ek sê jy moet verander. Jy moet verander. So as jy vanmôre dit kan verstaan nie. As Jesus volmaak is, moet jy soos hy word. Hy moet nie soos jy word nie. So God se volmaaktheid moet 'n volmaakte vloei, 'n volmaakte rivier, 'n volmaakte lewe deur jou bring. Daarom is dit onmoontlik. Moenie so sê nie, want by God is alles moontlik. Lees vir Johannes 17 vers 17. Johannes 17 vers 17. Ja, dan gaan ons regtig bid. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Heilig hulle. Nou, kan jy vanmôre heilig word? Yes. Wil jy heilig word? Amen. Okay, begin die woord van. Want die woord sal jou heilig maak. Die woord sal jou liefdevol maak. Die woord maak jou 'n magneet vir lewe. So as dood heeldag by jou opdraf, is jou magneet nie aan nie. Sit 'n lig aan in die nag nie. Wat kom na die lig toe in die nag? Mot. Motte. Jy hoef nie 'n mot te sê daar's 'n lig aan nie. Hy styg net op en gaan. So dis dieselfde met waar jy in lewe is. Die lewe veroorsaak dat goedheid volg jou. Geld allokeer jou. Daarom werk dit. God se krag is bonatuurlik. Ek het 'n ou, nee, hy ry en hy vra sy drywer, "What car is that?" En hy sê it's 'n X6. Hy sê that's a nice car. Volgende dag 2 besy's afgelewer. Maar sy grootste crusade is 3,5 miljoen mense. Nou sit jy vandag en dink, as jy kan nie iets dink nie, dan gee God dit vir jou. So jy hang by Jesus rond. Wat jy aan dink is daar. Jy moet oppas wat jy dink. Dit manifesteer. En in die wêreld, wat gebeur in die wêreld? Mentaal. Ja, so ek dink, dis wat ek jou vermoed, kry 'n vriend wat die moeite werd is om 'n vriend te hê. En jou vriendskap met God is ewig en ewig en ewig. En vra die Here om jou te help. Vir wie kan ons bid volgens? My pa. Voelstyf. Kan ek asseblief my getuienis gee? Ja, Ek wil net vir julle vertel, paar van julle weet aan die wêreld se paas op die oomblik in ICU in die hospitaal. En ek het vir daardie gister die boodskap gestuur, jy weet as jy 'n kind van die Here, as die duiwel ons in 'n blik probeer druk, nee, dan oorwin ons. Want die woord sê ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. En ICU wagkamers en dit is 'n plek waar almal huil, mense sit in spanning en jy weet dit is soos in almal het geliefdes wat daar binne is wat of hulle lewe veg kritiek is, jy weet wat regtig deur goeie operasies gegaan het. En ons het net begin, as ons afvoet en weet voor ons nog gaan begin ons het bid, Here, ons loop in oorwinning, ons neem grondgebied terug. En ons het net gesien hoe mense letterlik na ons toe kom. Jy weet, mense kyk na jou met hierdie vraande oë, jy weet, help, trane wat stroom, mense wat net hardop huil. Jy weet, as jy in daai nood is, dan gee jy nie om wie sien of hoor nie, want almal het Jesus nodig. En ons het begin vir mense bid, en die een ou sê net, nee, as jy hierdie siekte het in jou lewer en pankreas, dan het jy sulke depressie, en ons sê vir nee, jy weet, nee, Jesus het gekom, ons het vir hom gebid. 'n dag daarna, hy het met masjiene geloop, hy kon amper nie loop nie. 'n dag daarna, hier loop hy verby ons. Glimlag. Want ons het vir hom gebid en vir hom sê, waar is die woord? Ken jy die woord? Nee, sy Bybel is by die huis. Sê vir sy kinders, bring asseblief my Bybel. Hy kom in die woord. 'n dag later loop hy sonder masjiene. 'n dag later is hy na die ander saal toe geskuif. Algemeen saal. Ons bid saam met daar so 'n klein dogtertjie, jy weet, omtrent so 5-6 jaartjies oud en die vrou huil jong, maar daar's niemand om haar nie, weet geen support system nie. En ek sê vir haar, kan ek vir jou koffie bring, kan ek vir jou bid? Weet, wie van jou familie sien? Sy sê nee, haar man het 'n baie groot operasie gehad en hy's kritiek, hy bloei, hulle kry nie die bloeding gestop nie. Ek sê, kom ons bid, kan ons vir jou, kan ek bid vir hom, kan ek vir julle bid? Ons bid, en ag, toe moes ons nou weer later gaan, toe ek alweer sien nie net hierdie vrou straal so. Ek sê, wat, dit gaan goed met jou man nie? Sy sê, ja, dit gaan baie goed. Nou, dogtertjie my sien, kom sy aangehard, ek maak nie sy waar nie, en sy druk my, want Jesus het haar pappa aangeraak. Ja. En ons bid in daai hospitaal, bid ons staan in haar ICU klippe haar. Ons sê Jesus, sien hoe kyk die koppe. Jesus, ons verander hierdie ICU kamer, word hierdie saal verander ons in 'n plek vir wonderwerke. Dat hierdie dokters wat hier is wat nou moet leer, want dis 'n opleidingshospitaal, almal Lukasse word.
dat hulle in die evangelie gaan bedien, want dan gaan die mense wees om op te oefen nie. En die gesond te maak. Ja. Alle werkers moet ken ek. Wat is die grootste ding wat jy God uitdruk? Ek wil met vanoggend God vertrou. Weet jou hartseerste oomblik gewees as jy in die hemel staan en sien dat God heel alle geskaap het. Amen. Dat planete, dat engele, dat krag, weet elke molekuul in senuwee, elke ding wat bestaan is onderhewig om te beweeg van 'n God se woord gespreek word. Amen. So vertrou God vandag vir iets bonatuurlik. Dis hoekom jy hier is vanoggend. Jy weet, 'n ou dink jy kom maar net bid, jy het 'n afspraak met God. En God wil vir jou goed wees. God wil vir jou liefde gee. God wil vir jou oorwinning gee. En nie net wil nie, hy het 2000 jaar terug vir dit reeds betaal. Wat jy vanmôre moet doen is sê, ja Here, ek vat dit. Ek kom uit my kop uit in my hart in. En ek weet nie hoeveel tyd jy op aarde oor het nie. As ek jou uurglas kan sien, kan jy dalk self skrik as jy sien hoeveel sand oor is, jy begin fokus. Maar vertrou die Here, dat dit wat oor is in jou lewe, die beste van jou lewe gaan wees. Want jy het God toe toegelaat. Jy weet, ek wil jou vat na Handelinge 8 toe, die hofdienaar van die Ethiopië, lees die Bybel, en die Here sê vir Filippus, klim op daai wa. En hy sit by daai hofdienaar, en die hofdienaar sê vir hom, hoe sal ek die Bybel verstaan as iemand dit nie vir my verduidelik? En toe sê hy vir hom, Jesus, dis waar Jesaja gelees het, toe sê hy, daar's water wat stop hom gedoop tot daai spesifieke insident. Maar vanmôre, hoe sal jy verstaan as Jesus jou nie help nie? En God die Heilige Gees is gestuur om jou te help. Maar kry jou woorde vandag, kry jou gebede vandag, kry jou geloof vandag, almal op lyn. Dat die voorsiening van God jou so verras en verbaas, dat jy uitdeel en mense begin lag, net oor wat jy hulle gee uit jou ekses uit. We are born to be a blessing. And we are blessed to be a blessing. So God seën jou vandag. Simakarabuku shelerebendi. Namukundini kelekisi kashakarabundi. Limarabandini kuduluku shobolomundu. Lamakindini kalaboku shokelekisi kishakandi. Larabandini kelebuku shobokondu. Sabakarabandini keleri. As jy die uitklag in jou hart het, sê dit nie. Dis nie haastig. Die Here sê, staan terug. Ek is beheer. Ek beheer alles. Control alles. Jy moet net glo en vertrou. Ek is alles. Weet 'n teks wat my opkom is in Jesaja 58:18 nie. Waar hy sê die Here staan in ongeduld gereed om jou te seën. En sal jy vanmôre toelaat dat die Here se goedheid net oor jou mag vloei. Samakandana kudulu kusheleki. Limakandulu kuteleki sikarabundini. Lamakandulu kudolobo shokolo bundu. Namukundulu kushikisha kandi. Labadi
yeni kudubuku shoborobudu. Niki ndili kadaka sikundu. Koning Jesus, ek kom net vanoggend en gee vir Papa Jesus al die eer. Dit gaan alles oor U en nie oor ons nie, Here. Dankie vir al Papa se liefde. Dankie Koning Jesus vir alles. Dankie Here Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. As jy uitleg van daai taal, het gee dit. Moenie as jy 'n prompting in jou hart het, sê dit. Dit is beter om iets te gee as om dit terug te hou. Amen. Julle stap deur die land en julle kyk net. Maak soos ek gemaak het. Pluk die koring en eet dit. Amen. Die Heilige Gees wil ons gebruik. En soos die Here hier met ons praat, so praat hy met ons wanneer jy in jou kar ry. So oefen, wat jy in jou gees voel dat dit gaan. Dat dit gaan. Dis nog een van julle, jy weet nie of jy dit moet sê nie, sê dit. Ons is broers by mekaar en sissies, so kom ons praat. Ons laat die Gees van God vloei. Belangriker dat God met ons praat. Heilige Gees wys my is meer as een mensie wat goed van jou verlede met jou soms sleep. Is letterlik soos groot swaar klippe wat aan jou vasgemaak is met hierdie toue. Die Here sê my juk is sag en my las is lig. En hy sê sny los, maak los hierdie goed. Want Jesus is jou toekoms. En jou verlede het nie meer sê oor jou nie, behalwe as jy dit die hele tyd met jou soms sleep. So laat los daai goed wat jou strem. Weet, ons gaan lig voets. Die Here sê, en die Here, Habakuk 3 sê, die Here my God gee vir my tyd. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op plekke laat hy my veilig loop. Maar wanneer jy met toue en goed aan klippe en lyke en goed van die verlede vasgebind is, nee, dan kan jy nie ligvoet wees soos 'n ribbok nie. So sny vandag hierdie goed los, sê die Here. Want ek wil nie hierdie goed aan jou hê nie, ek het nie hierdie goed aan jou vasgemaak nie, ek het vir jou vryheid kom gee. Amen. Daar is 'n keuse wat ons moet maak. Rol doringdraad of rol sagte wit watte. En Jesus wat voor u staan met 'n wit kleed in sy hand, arms uitgestrek, wag om julle aan te trek. Ons moet die rol doringdraad om ons wegdraai. Aanhoudend net wegdraai, maar net plek maak vir die watte en die kleed van Jesus. Pastor, ek leen my gees om vir jou te sê, die Here gaan vir jou nuwe krag gee soos 'n arend elke dag. En dat daar 'n pad vir jou voorberei is soos in Jesaja 43. Kyk, dit is al klaar besig om te gebeur. Amen. Ek voel in my hart vir julle wat deur moeilike tye gaan nie. Maar daar's 'n tyd wanneer ek met God loof. Dis wanneer dit swaar in jou hart voel. Wanneer jy begin loof, is dit wanneer jy 'n offer bring. Jy is nie lus om dit te doen nie, maar jy doen dit. En hoe swaarmoediger jou hart is, hoe groter is die offer wat jy bring. Want Jesaja 61 nie. For the spirit of heaviness, I will put on the garment of praise. En dat jy in die gees van God moet begin beweeg, want dis waar die oorwinning is. Amen. En ons so met daardie saamstem. Gisteroggend toe ons aantrek, toe kom daai woorde net by my op, daai liedjie wat sê come now is the time to worship. Ja. En ek sê vir Bels, ons is nooit tevore in ons lewe nie, met ons net die Here loof en prys. En ons het die hele tyd daai liedjie gespeel, op pad hospitaal toe terug, ons loof en prys net die Here. En ons kan voel dat ons elke keer 'n krag gee en oplig. Want dit is hartseer om iemand wat jy liefhet te sien swaar kry, maar die Here gee vir ons krag en hoe meer ons loof en prys, hoe ligter en jy voel net hoe ligter word jou gees word net opgelig en ons kan ook net sien hoe dit net ons geliefdes, jy weet, Esther Paul Franse se vroutjie en almal net daar, jy weet, oplig, hulle gees oplig. Amen. So amen. En die laaste een nie.
is Romeine 8:28. Alles werk ten goeie mee. So jy verstaan dit nie nou nie, maar alles werk ten goeie mee. Dit gaan vir jou die beste uitkoms. Jy sien Jeremia 29:11, al gedagtes wat ek het, is goeie gedagtes. Al planne wat ek vir jou het, is goeie planne om jou hoop en 'n suksesvolle uitkoms in jou lewe te gee. Jou finale uitkoms. Jy moet nie bang wees om God te glo en te vra nie. Liefdevolle Vader, ons eer U vandag, Here. Almal wat hier sit, Here, dat ons van amper frustreerd na verstom toe beweeg, Here. En ons oë opslaan, Here, soos Dawid sy oë opgeslaan het na die berge. En waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly, van geslag tot geslag, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. En ek dank die Here, dat soos die Daniël in Babylon, Here, met hom was. En in daai goddelose arenas, het goddelikheid deurgekom, Here. Is lewens gespaar, is 'n volk verander, Here. Selfs met Sadrag, Mesach, Abednego, Here. Die vuur, Here, het hulle nie laat wegdraai van God af nie. En in die vuur het hulle U ontmoet, Here. Selfs Moses vir die Rooi See, Here, met 'n hele volk by hom, het nie weggedraai nie, Here. Het nie oorgegee nie, maar het U hand vasgehou en U woord gespreek. En daarom dank ek Here, die tyd waarin ons lewe, verg helde om op te staan, Here. Dit verg geloof om aktief te raak, Here. Dit verg man en vroue van God om op God se woord te staan. Amen. Ek eer U vir hierdie plek, Here. Ek eer U vir die mense van hierdie plek. Ek eer U vir elke persoon wat vandag hier is, Here. Dankie dat elkeen kosbaar is in U oë, Here. En dat wanneer ons in die hemel aankom, Here, ons by Papa God aankom, by ons huis, Here. By die huis wat U vir ons voorberei, Here. By die hemel wat U vir ons gemaak het, Here. En ek bid vanmôre dat nie een na die hel toe sal gaan, wat vir die duiwel en sy trawante voorberei is. Maar dat ons skille van ons oë afgeval het vandag, Here. En ons lewe in die goedheid van God. Here sê in Deuteronomium 11:21, dat ons sal hemel op aarde hê, wanneer ons U woord doen en U glo, Here. En U sê in Johannes 14:23, Here, as julle my liefhet, sal julle my woord bewaar. En ek dank U vanmôre dat U liefde elke hart deurdring vandag. Dank U liefdevolle Heilige Gees dat U met die olie elke hart wat stikkend en seer is heel maak vanmôre, Here. Dat elke hopelose situasie U hoop invloei, Here. Elke tekort, Here, voorspoed invloei, Here. Elke te nakoming, Here, vandag uitgesorteer is. Elke mens wat te nagekom is, vandag herstel, genees en gerestoreer word, Here, in Jesus naam. Ek breek Satan se assignment oor elke ou se lewe, Here, oor hulle besigheid, oor hulle gesondheid, oor hulle vriendekring. Ek bid dat elke ou geseënde oproep vandag ontvang, Here. Net geseënde oproepe, Here. Net geseënde oproepe maak, Here. Dat goedheid en guns elke ou volg wat hier is vandag, al die dae van 'n lewe, Here. En ek dank U vir die beste dag van ons hele lewe, Here. Vir bonatuurlike ontmoetings met die Heilige Gees, Here. Dankie, Here. Dankie dat families weer gemeng word in die liefde van Jesus, Here. Dat paas en kinders, Here, maas en kinders, paas en maas, Here, mekaar met God se oë sal vandag bekyk. En ons as boeties en sissies mekaar sal lief hê, mekaar sal bid, 'n eenheid sal vorm, waar teen die hekke van die hel nie kan staan, Here. Dankie vir die beste naweek van ons lewe, die beste week van ons lewe volgende week, Here. En ons bring 'n getuienis, Here. Ons bring 'n lofoffer, ons bring aanbidding vir Koning Jesus. En ek dank U, Here. Lazarus was vandag dalk dood, maar toe Jesus praat, toe staan hy op, Here. En wat vandag dalk vir mense verlore, mense wat drome laat vaar het, vandag toe hulle U woord hoor, het in hulle hart gespring, Here. Amen. Soos toe Johannes weet, U by hom is toe hy nog in sy ma se maag was, en hy begin spring het van die gees van God wat op hom is. U gees ontwaak ons vandag, Here. Dankie, Here. Ek loof U, Here. Ek prys U, Here.
En ek voel in my hart vermoere, sê die Here, soos hy vir Abraham sê, kom staan nie by my. So ver as jou oog kan sien, so gee ek vir jou. Dankie Here. Here, ek ruk elke vorm van verwerping en 'n swak selfbeeld en 'n gees van selfdestruksie van elke mens af wat hier is vandag, Here. Dat die Heilige Gees van God, al geestes wat by ons is, Here. Ons loof vir Here. Ons is die tempel, Here. Ons is u mense, Here. U het vir u heilige volk uitgesoek. En dankie dat dit ons vermoë is, Here. Ek loof en eer U. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen.